Ons skrifgedeelte vandag uit 2 Korintiërs 4, verse 8 tot 9, asook vers 16. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie raadloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. En dan vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag van dag vernuwe. As daar een frase is wat ons weer en weer in hierdie lewensfase moet hoor, is dit hierdie ene. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Paulus sê dit nie uit 'n plek van troos, gemak of sukses nie. Hy sê dit uit die middel van druk, pyn en deursettingsvermoë. In vers 8 en 9 skilder Paulus 'n baie eerlike prentjie van die Christelike lewe. Hy verbloem dit nie. Hy sê ons is verdruk, verleë, vervolg en op die grond neergegooi. Dit klink soos 'n CV wat niemand van ons gewillig sou wou indien. Let egter op iets belangrik. Elke swaar kry word gevolg deur hoop. Hy sê verdruk, maar nie terneergedruk nie. Oor raad verleë, maar nie raadloos nie. Vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Neergegooi, maar nie vernietig nie. Dit is nie positiewe denke nie. Dit is geestelike waarheid. Die krag van die gelowige lê nie in die afwesigheid van probleme nie, maar in die teenwoordigheid van God binne die moeilikheid. Dan neem Paulus ons na vers 16, die kern van hierdie gedeelte. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Let weer op Paulus se eerlikheid. Hy erken dat die buitepersoon besig is om weg te kwyt. Ons liggame raak moeg. Ons krag vervaag. Ons omstandighede put ons uit. Die lewe laat sy merk op ons. Fisies, emosioneel en soms ook geestelik. Paulus ontken nie hierdie werklikheid, maar hy weier om dit hom te laat definieer. Hy sê terwyl die uiterlike persoon agteruitgaan, word die innerlike persoon dag vir dag vernuwe. Nie af en toe, nie wanneer die lewe verbeter nie, nie wanneer gebede beantwoord word soos ons gehoop het nie, maar dag vir dag. Dit sê vir ons iets kragtig. Hernuwing is nie afhanklik van omstandighede nie. Vernuwing hang van God af. Baie van ons spandeer soveel tyd om die uiterlike persoon reg te stel. Ons gemak, ons sekuriteit, ons beheer, terwyl ons die innerlike persoon verwaarloos. Tog herinner die skrif ons daaraan dat die uiterlike ons vroeër of later sal val. Die binnekant kan egter sterker word, terwyl die buitenste swakker word. Dit is hoekom Paulus kan sê, ons word nie moedeloos. Nie omdat dinge maklik is, maar omdat God aan die werk is, waar dit die belangrikste is. Party van ons vandag is moeg, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Jy daag steeds op, jy bid, jy glo steeds, maar binne-in voel jy uitgeput. Vers 16 spreek direk tot jou. God is nie klaar met jou nie. Selfs al voel dit as jy op leeg is, vernuwe God jou op maniere wat jy dalk nog nie gesien het nie. Hernuwing gebeur dikwels stil, stadig, onsigbaar. Soos wortels wat ondergronds groei voordat enigiets bo op die oppervlak verskyn. Jy voel dalk nie sterker nie, maar jy word versterk. Jy voel dalk nie vernuwe nie, maar God is aan die werk.
Paulus gaan voort in die omliggende verse om ons daaraan te herinner dat wat ons sien tydelik is, maar wat ons nie kan sien nie, is ewig. Dit verander hoe ons swaar kry verdien. Ons ontken nie die pyn nie, maar ons gee dit nie die finale woord nie. Wat beteken dit prakties? Dit beteken ons hou aan wanneer ons voel ons wil opgee. Dit beteken ons vertrou God wanneer ons nie verstaan nie. Dit beteken ons meet ons lewens nie aan uiterlike sukses nie, maar aan innerlike getrouheid. En bovenal beteken dit ons plaas ons hoop nie op hoe sterk ons is nie, maar in hoe getrou God is. Hoor dit vandag duidelik. Jy mag dalk flenters wees, maar jy is nie verlore nie. Jy mag dalk verdruk voel, maar jy word nie verlaat. Jy mag dalk neergeslaan word, maar jy word nie vernietig nie. Vanweë Christus kan ons met vertroue sê, daarom word ons nie moedeloos nie. Mag God ons innerlike persoon vandag per dag vernuwe. Amen.